en dan gaan ons nou in op Facebook ook. En ja, ek is so dankbaar om hier saam met julle te wees en ek wil net vir Edelweiss ook hallo sê. Edelweiss, baie dankie dat jy hier so is. Edelweiss is een van ons nuwe coaching vriendinne en ek is dankbaar jy is hier so. Ja, so dit is sommer baie goed. Ja, so hier kom die coaching vriende nou deur. Daarso is Pieter en Sonja. Hallo julle, dan sê gaan dit goed. Dan sê alright, ek gaan net, Edelweiss, ek mute jou net eers tydelik. Jy kan jouself, jou microfoon weer aansit. En ja, so ons gaan nou lekker begin. Ek groet gou eers 'n paar van die mense daar op TikTok. Mercia is daar so, Beverly en Moras is daar so. En ja, baie dankie dat julle hier so is. Goed, en ja, ek sit net eers jou microfoon af, dan anders is daar te veel microfone, Edelweiss. As die microfone, dan gaan hy 'n feedback begin maak. So hou eers net die microfoon af as jy, ek gaan nou vir jou verduidelik hoe werk die bootcamp. So jy sal sien daar onder op die 3 kolletjies is daar so 'n hand opsteek knoppie. En dan gaan ons, gaan nou geleentheid gee dat ons so 'n bietjie begin praat en daar gaan nou nog coaching vriende inskakel. Daar sê, en daar is ons Heinz ook sommer nou in, en Heinz gaan nou laat ons begin gesels. Maar ek wil net eers vir almal hier so op Facebook ook welkom sê, die Facebook vriende en die TikTok vriende, baie dankie dat julle hier is. En ek sien Karina is ook hier so op die live, het lyk of sy hier so is, Magda. En ja, baie dankie dat julle hier is. John, baie dankie dat julle hier is. Ja, as julle die like en die share knoppie kan druk. Ek is oorbluf, nee, en julle sal nou hoor as Heinz ook nou praat. Ek is oorbluf, Heinz. Ek sê vir jou sê, ek het sulke positiewe terugvoer gekry vandag. Ek het dit met jou gedeel vroeër vandag en met die groep ook. Een van ons coaching vriende wat sy dank uitgespreek het teenoor ons almal. Jy weet, vir die kwaliteit van die bootcamps wat ons aanbied, en dit is julle wat dit maak werk. Ek is totaal oorbluf en dankbaar oor die positiewe terugvoer, en hierso is Santi ook nou juist. So, nee, ek wil regtig baie dankie sê vir al die mense wat inskakel, en lekker saam gesels in die getuienisse. Hallo Santi, en ja, Santi en Sonja en Pieter. Hallo Santi, gaan dit goed? Goed, dankie, naand almal. Daar sê. Nee, baie goed. Maar kom ons gee 'n bietjie daarso vir Heinz kans. Heinz, jy is baie welkom en dankie dat jy altyd moeite doen om met ons te praat. Ek waardeer dit baie. Kom ons hoor 'n bietjie daarso. Dankie Kobus, ek is alweer voor nie hoor vanaand. Ek het gedink om vanaand 'n bietjie te gesels, en net op die bietjie. Iets wat nie algemeen gepraat word nie, want ons is almal betrokke in hierdie carnivore leefwyse. En ons verstaan dit redelik goed, maar daar's mense wat nou luister wat nie noodwendig so duidelik verstaan waar dit gaan nie. En mense kyk maklik op sosiale media en die klas van dinge, en dit lyk vreeslik maklik, en ja, dit is, maar daar's 'n paar belangrike goed om te besef. En dit gaan daaroor dat elkeen se liggaam en situasie uniek is. En daar's wel dinge wat oorvleuel, so wanneer ons praat, gaan mense iets hoor wat jy miskien ervaar, of ek hoor wat iets wat iemand anders sê en dit help my. Maar elkeen se liggaam en situasie is uniek. So jy moet 'n manier kry om carnivore leefwyse te doen op 'n manier wat reg is vir jou liggaam. En dis 'n belangrike een daai. Want jy kan baie maklik in 'n sloot val en nie besef waar dit gaan nie, dat jy jouself kan skade doen daardeur nie. So dis nie net van klim op die carnivore en alles sal net van self regkom nie. Dit lyk so. En ja, die eerste rukkie gaan jy waarskynlik gewig verloor en al die goed, en dis net 'n bysaak. Die gesondheidsvoordele is baie meer as dit. Maar dit is nie so maklik nie. Dit is so maklik, maar dit is nie so maklik nie. Daar's heelwat wat 'n mens nie weet op jou eie nie. En soos ek gesê, dit wat op sosiale media is, daar's van daai goed wat baie wyd verkeerd is. As jy nie eers verstaan waaroor dit gaan. Nou, hoe verstaan jy waaroor dit gaan? Dis waar Kobus nie dinge kom. Hy sê nou dis ons wat al die goed doen. Nee, dit is nie so nie. Ons gee nie die getuienisse. Dis iemand soos Kobus wat vir jou rigting gee op hierdie hele ding. Iemand wat 7 jaar plus ervaring hiervan het. Iemand wat dit in diepte verstaan en wat regtig baie moeite doen. En ek doen nie bemarking vir Kobus nie, ek sê hoe ons dit ervaar. So, hy reken altyd dat 'n mens self moet besluit om jou gesondheid terug te neem.
vat 'n, kom ek gebruik die Engelse woord, commitment om dit te doen. En dan sal jy die voordeel kry, mits jy dit reg doen. Maar hoe weet jy wat reg is in jou unieke situasie? So as iemand nie daar is om jou leiding te gee nie, jy kan nou self aangaan en al die foute maak, maar ek verkies om iemand anders vir my die foute te laat maak en dan vir my te sê wat die foute is, en dan doen ek dan die regte ding sommer van die begin af. So byvoorbeeld, hoe gaan jy nou weet hoe om dit hanteer as jou urinesuur byvoorbeeld te hoog is? Of as jou bloeddruk sukkel, hoekom sukkel dit nou? Waar kom die ding in en wie gee jou die rigting as jy dit self probeer? En dis nou as jy eers oplet daarna of as jy dit nie eens meet nie. Ek meen, ek is iemand wat alles meet, so dis nou maar my benadering, maar as jy dit dan gemeet het en jy kry iets, hoe weet jy wat om te doen daarmee as iemand soos Kobus jou nie help nie? So, my riglyn, skep 'n basislyn. Trek 'n streep in die sand waar jy nou is. Vat, as ek nou die voorbeeld kan gebruik, vat 'n screenshot van jou punt in tyd. So dis jou prentjie daai. Dis hoe dit vandag is. Dis waar ek nou staan by gesondheid. Dit bepaal waar jy is, en dan werk jy van daar af. Dan kan jy begin kyk, as jy iets verander, dan gebeur hierdie. As jy iets anders verander, gebeur daardie. En elke nou dan vat jy daai prentjie en jy kyk, dis waar ek nou trek goed, ek verstaan waar ek is, en dan is daar iemand soos Kobus wat jou help daarmee om te verstaan, goed, dis hoe jy hierdie volgende ding aanspreek. Daar's waarskynlik klein veranderinge wat elkeen moet maak om hierdie karnivore leefstyl vir hom of vir haar te optimaliseer. En dit kan verander oor tyd. Dit beteken nie as jy vandag dit uitgesorteer het en jy is nou gelukkig en dit gaan goed vandag nie, môre, oormôre, volgende week waarskynlik verander iets wat jou liggaam meer optimaal raak en dan staan ietsie anders wat inkom. Dit kan net sowel. Party ons gaan dit maklik, ander ons het sulke dinge. Ek het nou laas naweek laat bloed trek en die dokter wil my môre sien. So ek het 'n goeie idee waar dit gaan. En dan gaan ek en Kobus weer gesels en ons gaan weer 'n paar goed uitsorteer en ons gaan weer vorentoe, ons bou die hele tyd op hierdie goed. Dis nie goed wat ou terugsit nie. Jy het dekades gevat om te kom waar jy is, op alles wat jy verkeerd geëet het en op wat jy in jou liggaam gedoen het. Jy kan net so wel 'n bietjie tyd vat om terug te staan en seker te maak jy hanteer dit nou reg. So alles wat ons hoor vanaand van die coaching vriende is wonderlik. Ek weet, Carnivore is amazing, want ons doen dit, ons weet dit, ons ken dit, ons kan getuig daarvan. Maar die belangrike punt is, elkeen moet die regte benadering bepaal vir sy unieke situasie. En Kobus help ons almal daarmee. So dankie Kobus, dis wat ek vanaand wil sê. Baie dankie Heinz. Nee, baie dankie vir jou bemoediging en dankie vir jou vriendskap. Ja, dit is soos jy sê, elkeen van ons is uniek. En die groot vraag is, wat is reg vir jou? En ek dink dit is wat 'n mens vir jouself die saak moet uitmaak. Soos ek gister vir 'n coaching vriendin sê, ek wil nie hê sy moet net glo wat ek sê nie. Sy moet 'n ingeligte besluit maak. En ek dink dit is waaroor dit gaan. Ek wil net hê, as jy jou dokter gaan sien, dat jy 'n goeie vraag vir hom kan vra. Ek het nou juis vir een van ons coaching vriende ook, wat hy's nou hier in hierdie live, het ek gesê, jy weet, met sy dokter, as hy weer sy dokter gaan sien, vra 'n bietjie vir jou dokter, hoe lyk my trigliserides? Jy weet, want sy trigliserides is baie mooi laag, jy weet, en dit is wat ons wil hê, jy weet, dat jy daai gerusheid het in jou hart, dat alles oukei is. Jy weet, en as jou cholesterol hoog is, hoe lyk jou HDL? Jy weet, is jou HDL op 'n baie goeie plek, want dit is wat belangrik is. En wanneer is die LDL 'n risiko? Al daai goeders bespreek ons in 'n coaching sessie. Ek wil nie nou te tegnies gaan nie, maar mens wil gerusheid hê, en ek dink dit is wat dit lekker maak, en Heinz ook van jou kant af spesifiek, dankie dat jy die pad so lekker met my stap. Dit is vir my baie aangenaam om met jou coaching pad te stap, omdat jy dink oor dinge, jy weet, jy het 'n ingenieurbrein, en jy het spreadsheets vir alles, en ek love it, jy weet, en dit is hoe mense oor die goeie moet dink. Jy moet pragmaties daaroor wees, en jy moet jy weet, jy moet aanpassings maak soos jy gaan. Jy weet, niks is in sement geskryf nie. Ek en Gustav byvoorbeeld kom al 550 dae saam, as ek dit nie mis het nie, en hy is ook nou hierso 63 kg af. Maar hy het ook al baie aanpassings gemaak, en so hy's baie spesifiek met sy karnivoor. Ja, nee, maar ek sê dankie Heinz vir jou motivering en jou aanbeveling, en ek is regtig dankbaar oor jou insette. Nee, dit is so, ons is elkeen uniek.
Maar kom ons hoor 'n bietjie daarso, wat sê die coaching vriende? Ek sien Frans is ook hier so. Frans, man, ek is so bly jy's hier so, baie dankie. En ja, julle moet gerus, Denise is ook hier. Hallo Denise, ek is baie dankbaar jy's hier. Kom ons hoor 'n bietjie, wie wil graag volgende hallo sê, en dankie dat julle die moeite doen om hier te wees. Terwyl julle nou inkom op die, julle kan maar net die hand weer opsteek op die 3 kolletjies. Ek wil net vir Gideon 'n vraag beantwoord. Hy sê, hallo, julle is bulletproof of bulletproof koffie toelaatbaar. Ja, seker bullet koffie. Bullet koffie toelaatbaar op die Carnivore. Bevat MCT en grass-fed butter. Ja, dit is toelaatbaar op die Carnivore. Yes, dit is. Ja, so goed, kom ons hoor 'n bietjie wie wil graag volgende gesels. Kom ons hoor 'n bietjie daarso. Frans wil inkom. Daar sê Frans. Yes, hallo, gaan dit goed? Naam Kobus, ja. Met 'n spoed nou hier by die huis aan. Mooi man. Ja, so my storie is vir die mense wat nou inluister. Ek was ver oor gewig gewees laas jaar en ek was baie ongesond gewees tot 'n mate dat ek nie kon loop in die lughawe nie Augustus maand en ja, toe moes ek 'n besluit maak om 'n bietjie gesonder te word en dis hoekom ek Kobus gekontak het en ek is nou 246 dae op die Carnivore en ja, dit gaan goed met my. Ek eet lekker en sover het ek so 30 kilos verloor. 17 cm op my maag. My beweeglikheid is baie beter. Ek het hierdie jaar op vakansie gegaan waar ek nie eens 'n kierie nodig gehad soos laas jaar nie. Ek loop vinniger, ek loop makliker. Ek het nie meer gout nie. Ek het my artritis in die knie is baie beter. Ek drink nie pynpille daarvoor nie. Al moet ek nou een of ander tyd seker in die nabye toekoms moet gaan vir 'n knievervanging. Maar ja, 7 beltgaatjies af my belt. Ek nou nie soveel op die sizes nie. Ek moet nog gaan vir 'n naaltjie breek, maar verder voel ek gesond en my bloeddrukpille is weg. Ek drink nie meer bloeddrukpille nie. My bloeddruk is normaal 122/80. Ek drink nie meer suikerpille nie, wat ek op laas jaar was. So in Oktober al my bloeddrukpille en my suikerpil laat staan, want dit het my begin siek maak. My bloeddruk het geval en my suiker het gedaal. Toen moes ek nie goed los. En toe ek nou uiteindelik by die dokter kon uitkom, dus sê hy vir my, hoor jy bloeddruk is reg en jou suiker is reg. So dit is net alles deur die Carnivore en reg te eet en ja, mense eet lekker. Ja man, dit is so wonderlik. Ek is so bly jy getuig daaroor, Frans. En dankie dat jy die moeite doen in jou besige skedule. 30 kg af, 7 beltgaatjies en ek kyk uit vir daai belt as jy kom kuier. Dit gaan sommer gaaf wees. Ja. Kyk, jy moet net weet ek gaan vir jou Rapella Meat Trader se Carnivore wors hier voer. Ek gaan 'n vuur aan die brand steek en ons gaan braai. Ja. Nou gaan ons lekker eet. Ons gaan lekker eet en lekker kuier. Ja, so dit is lekker manier. Dons het ook al vir my kom kuier. Hy was gisterand ook in die live gewees. Hy het nou nie gepraat nie. Dons en Marlies. Hy het ook al 40 kg gewig verloor. Dierbare coaching vriende van ons. Jy weet Frans, ek wil nou Heinz het het hy nou groot kompliment vir my gegee en gesê, jy weet, oor die coaching en die leiding wat ek gee en ek is dankbaar vir sy bemoediging daarso, maar ek het vandag, jy sou gesien het in daardie kan ek sê WhatsApp wat ek uitgestuur het met die 3 resepte en dan net onder dit het ek daar so bemoedigende video aangeheg waar 'n coaching vriend vir ons 'n voice nota gemaak het en hy het sy dank uitgespreek teenoor die groep en dis nou oor gisterand se live se bootcamp en jy kon hoor hy sommer nou baie bemoedig daardeur en hy sê yes, hy wil asseblief net nie 'n bootcamp mis nie, hy wil deel wees van dit. En toe besef ek, en dis hoekom ek het so 2 video's daaroor gemaak, waar ek gesê het dat julle ouens op die Carnivore
en Keto Word Coaching Groep is deel van die top 1%. Ek het dit gisterand ook gesê. Julle is deel van die top 1% van karnivore in Suid-Afrika en ek wil regtig vir julle baie dankie sê en vir julle die eer gee wat julle toekom, want julle werk baie hard. Julle werk op baie hard. Julle het gisterand 2 ure gesit, nee, ons praat nou alweer. Jy weet so, en dit is, mens kan nie dit net sommer as vanselfsprekend aanvaar nie. Jy offer op. Onthou een ding, net tyd is lewe. Tyd is lewe en tyd is geld. En jy kon baie ander dinge gedoen het nou in hierdie oomblik, maar jy het gekies om jou getuienis hier te gee en jy het gekies om te kom luister en kom saampraat. En weet jy wat, jy is deel van iets groters. Ek het vandag, ek kan nie onthou vir wie het ek het gesê nie, maar een van die coaching vriende, toe sê ek dink dit was fyn geweest, dat ek voel dit is groter as net ek self. Jy weet, dit is, julle maak hierdie ding wat dit is, en regtig, Denise is ook hier, so sy lewer net so groot bydra ook, en julle almal. Byvoorbeeld een van ons coaching vriende, ek wil nou nie sy naam sê, en sy nou self praat vanaand nie, maar hy het ook byvoorbeeld, vandag het hy vir my iets weer uitgewys wat sy dokter hom geleer het. Kom ek gaan julle nou sommer sê. Hy het gesê dat as jy vitamine B gebruik, nee, dan word jou urine donkerder. Jy weet, en as jy nie dit weet nie, nee, of jy dit nou nie ergens op 'n ander plek leer nie, hoe gaan jy dit leer as jy dit nie in die coaching groep leer nie? Verstaan? Nou gebruik jy dalk B-vitamines, maar jou urine is donker en jy's baie bekommerd daaroor. Jy weet, maar nou, as jy in die coaching groep is en ons praat daaroor, of so, en jy weet, dan word die kollektiewe kennis word meer, en ek dink dit is waaroor dit gaan. Ons is 'n aangename klomp mense, en weer eens net baie dankie, en baie geluk met al jou prestasies, beweeglikheid beter, kognitief doen jy fantasties, né? Ja, dankie, ek kom daarby uit. Ja. Ja, en ek wil net sê, baie mense vra vir jou, hoorie, wat doen jy? Want ons kan sien daar's 'n verskil in jou. Jy lyk goed, jy lyk gesond, wat doen jy? Wat spyt jy? Ja. Dan is hulle verbaas as ek sê, hoorie, ek spyt niks nie. Ek eet net gesond karnivoor, vleis en eiers. Ja. En vette by met botter. En dan is baie mense baie verbaas om te sê, hoorie, maar hoe kan jy net so eet? Ja. Maar ek eet eerder so gesond as wat ek iets moet inspuit in my liggaam in wat nie nodig is nie en wat my later ons gaan skade gee as ek nie weet wat ek doen nie, verstaan jy? So, die opsie was vir my gegee geweest om te sê, hoorie, spyt eerder hierdie goed, want jy gaan nou stilstaan met jou gewig. Ja. Toe het ek net geweier om dit te doen, en so, die mense vra, hoe doen jy dit? Maar het is nodig dat ons vir die mense sê, hoorie, maar daar is 'n gesonder manier om jouself gesond te maak. En soos Myns ook gisterand gesê het, kan nie help vir soveel, baie van die metaboliese siektes en goeters wat daar is. So, elkeen is verskillend, maar tog is daar 'n gemeenskaplike ding wat ons gesond maak. En ja, ek gaan vir die gesondheid, die gewig is 'n bysaak, maar ek voel baie gelukkig op die stadium. Ja man, Frans, ons is baie bly saam met jou. Nee, wonderlik man, ja, en die ripple effek daarvan is, jou familie word sommer ingetrek ook, en hulle gesondheid is ook nou sommer beter, en dit is alles, dit het 'n ripple effek, jy weet, jou positiewe gesindheid, jou positiewe manier hoe jy die ding aangepak het, dit het nou sommer die familie ook aangesteek, en nou is almal aan die karnivoor, en dit gaan sommer baie goed met hulle. Ja nee, ek is so baie bly en so baie trots. Ja, nee man, wonderlik Frans, nee, baie dankie dat jy hier so is. Voor ek nou ekskuus, jy praat maar? Ek sê dankie vir die geleentheid. Dankie Frans. Ja, voor ek Santi nou aan die woord stel, ek so bly Santi is hierso, maar ek wil net so 'n bietjie terug by Heinz net 'n draai maak.
Heinz is jy's nou 23 kilogram af, nee, hoeveel kilogram is jy nou af? Ja, Kobus, ek is 23 af. Dis nou laaste toe ek gekyk het, 'n paar dae terug. Yes. En dit is in bietjie meer as 3 maande, so ek is nog heel nuut op die ding. Maar ek kan nie sien dat ek ooit terug gaan na iets anders te nie. Ja. Voel jare beter as voorheen. Ja, maar jy het ook 'n klomp wenne wat jy nou vir ons gisterand genoem het op die mindset. Daar soos ook die seertjies in die mond mos wat weggegaan het, né? Nee? Ja, dat is hordes goed. Vir my persoonlik gaan dit oor hoe verander dit jou lewe. Daar's 'n klomp goed wat jy nie van weet nie. Ja. En dit pla jou nie baie nie, want jy is nie bewus daarvan nie, maar ek het baie jare het ek hoë bloeddruk. Sommer van niks. En as ek nou in die dag werk, dan gaan die bloeddruk sommer nog hoër op. As ek televisie kyk, nuus kyk, dan gaan die bloeddruk hoër. So ek is heeltemal af van die bloeddrukmedikasie af. Ek is heeltemal af van my asma medikasie af. Ek het 2 rugoperasies gehad deur werkverwante goeters. Na dit het ek geweldig gesukkel na die eerste een. Ek het baie inflammasie in my lyf gehad. Na die tweede een was dit 10 keer erger geweest. Dit was 'n hele terug, meer as 'n jaar gelede. Ek het 3 keer 'n week fisio gekry daarvoor. En ek het toe ek begin het met Carnivore die 1 Februarie, dit was 'n Sondag, het ek 1 fisiosessie gehad in die week daarna en ek het nooit weer nodig gehad vir my rug nie. So daardie inflammasie klaar op soos mis voor die son en dan is dit sterk son, 'n somerson. Wanneer jy Carnivore doen, dit gaan wissel vir elkeen, maar dit is vinnig wat dit gebeur. Ja. So die kilos is vir my ook 'n bysaak, soos Frans gesê. Dit is lekker, ek sê altyd dis die pudding van die hele ding. Maar dis nie die hoofsaak nie. Die feit dat jy kleiner klere dra, die feit dat mense jou komplimenteer, dis maar om jou in die gang te hou en dinge, maar dis nie die hoofsaak nie. Die gesondheidsdinge is soveel belangriker as hierdie. So ek het seertjies gehad in die mond, ek slaap met 'n bytplaatjie. Is maar van die kners, ek het genoem van die televisie en die nuus en die goeders, so mens kners maar op die tande as jy van die goed sien. Nou die bytplaatjie waar hy kontak maak met my lip, het seertjies gemaak en dit was oor 'n jaar dat ek gesukkel het met die goed. En niemand kon my help daarmee nie. Ek was by hoeveel tandartse en dokters ook gewees. Dit het binne 3 dae, lees mooi, 3 dae, nou ek begin het met die Carnivore, het hy opgeklaar. En binne 'n week daarna was daar geen letsels eers by die binnekant van my lippe nie. So en dis was 'n ding wat my verskriklik geplaat. Op stadium het ek gesukkel, ek moes amper kos drink, want dit was moeilik. Ek het met tye met 'n vinnig gedrink dat ek amper nie hoef te eet nie. Ek is af van al daai goed af. So as ek pille gaan kry by die apteek, dan lag die mense want ek sê vir hulle, nou wat moet ek nou nog eet saam met hierdie? En daai goed's weg. Ek gebruik geen van die goed nie. So ja, nee, baie interessant. Ja, daar's 'n hele lys goeders. Nietsteen wat ek uitgevind het of agtergekom het is dat my nagblindheid is weg en my nagvisie is beter. So ek kan nie bestuur in die aand en dis nie 'n ding wat ek se verwag het hiervan nie, maar daar's geen ander rede nie, ek het niks anders gedoen nie. So ek sal nie ek sien soos 'n haas in die nag nie, maar ek kan sien. Voorheen kon ek glad nie. Yes. As daar 'n kar kom, dan wil ek nie daar stop. Ek weet ek kon nie ry nie, en ons het so 'n rukkie geleer moes ons. En ek het nie 'n probleem gehad met daai sensitiwiteit, daai oorsensitiwiteit is net nie daar nie. So ja, dis 'n horde, dis 'n lang lys wat kan gaan en ek is nou eers 3 maande hier op. Ons is Frans en Gustaf en Santi en die res wat al baie lank hier op is, Denise wat hier op lank is. Hulle het 'n lang lys van goed. Ja. En dis blywende gesondheidsvoordele. So ja. Dankie Kobus. Baie dankie Heinz. Ja, ek dink die belangrike ding is om gefokus te bly. Ek luister jou nou baie mooi uit en weer eens net dankie vir jou entoesiasme en die manier hoe jy hierdie hele ding benader. En ek noem dit, jy recruit jouself terug in Carnivore in. Weet jy wat, ek is vandag 7 jaar en 107 dae op die Carnivore, né? Maar ek moet nog steeds myself motiveer. Jy weet, dis hoekom ons hierdie bootcamps doen. Jy weet, dit klink nou soos ons praat nou elke keer oor dieselfde goed, né? Maar weet jy wat, dit is soos om te bad. Ja, jy het gister gebad, maar jy moet vandag weer bad. Jy weet, so, dit is net een van daai goeters. Mens moet, jy moet jouself op 'n goeie mindset hou. Dis hoekom ons het letterlik, ons het 'n stemming gehou, Heinz, toe ons die Mindset Bootcamps begin het. Ek praat van
Was dit 2 jaar gelede, dalk langer, kan nou nie onthou nie, wat ons toe die Mindset Bootcamps begin het, en toe was daar nog nie 'n naam vir Mindset nie, en toe het ek 'n klomp name op die bord geskryf, ek het so 'n wit bord hier so in die kantoor, en ek het, ons het 'n live gehou, en die ouens het gestem, en wat kan ons hierdie bootcamp noem, en ons het allerhande woorde ons het met woorde rondgespeel, en op die einde van die dag het ons opgeëindig met die woord mindset. Dis nou 'n Engelse woord, maar ek dink dit is baie toepaslik. Jy weet, en daar's 'n geestelike konnotasie ook, en ons kan daaroor ook praat. Ons is nie skaam daaroor nie. Maar ek dink is belangrik om ons mindset reg te hou. En as ek na jou luister eens, nee, dan hoor ek jy het 'n goeie mindset, maar jy stel jouself ook reg op. Jy weet, jy doen hierdie goed omdat jy jouself op die stryd in die narrow hou. Jy weet, jy bly gefokus, jy artikuleer die goeters, en jy's betrokke, en dit is pragtig. Ja, so ek wil net hierso gou vir Stefan ook, hulle sê, Stefan Lots, baie dankie dat jy hier is, John, Biola is ook hierso, Gideon, baie dankie, en hier's nou 2 Gideons, Gideon Malherbe en 'n ander Gideon. Nou ja, kom ons hoor bietjie daarso, Frans Johan is nog op, ek dink is dalk seker van nou, nee, of is hy weer op? Seker van nou. Ja, anders ja, seker van nou, nee. En dan, Santi, jy kan gerus inkom. Non-Kobus. Hallo Santi. Ek wil eintlik nie vanaand baie praat nie, maar weet jy, ek het gevoel, ek wil regtig vanaand mense wat dalk luister, en daar is iemand wat reumatoid arthritis het, of selfs osteoarthritis, ek wil hulle regtig aanmoedig om die karnivoor te doen. Jy weet, Kobus, toe ek by jou uitgekom het, vir my het dit ook glad nie gegaan oor die gewig nie, alhoewel ek oorgewig was. Vir my het dit gegaan omdat ek so verskriklike pyn gehad het. En kort in die hospitaal, wat hulle maar vir jou hoë dosis kortison binne aarsvee, want dit is al wat werklik gehelp het. Yes. Maar weet jy, Kobus, soos wat ek nou baie gesê het, vandat ek op die karnivoor is, op hierdie huidige oomblik kan ek amper sê, ek is 99% pynvry. Almal weet, reumatoid arthritis is nie vir die koue nie, so, as dit so verskriklik koud is, dan is mens maar of jy effens styf is, maar sodra jy aan die gang is alles weer reg, maar daar's nie pyn nie. En ja, ek het hoë bloeddruk gehad, ek het suiker gehad, cholesterol, medikasie gebruik, en dan natuurlik, soos wat almal weet, reumatoid arthritis het jy maar baie medikasie wat jy gebruik, waarvan baie pyn en anti-inflammatoriese medikasie is, wat baie skade doen. Nou ek is af van dit alles af, soos ek vir jou gesê het, ek is op die oomblik nog net op die methotrexate, en ja, wanneer ek by my dokter uitkom, wil ek met hom praat daaroor, want dit is ook nie iets wat jy sommer net kan los nie, ek dink jy moet hom ook aftyper. Maar ja, ek wil maar net sê, ek is spyt dat ek so lank gewag het, voor ek karnivoor begin doen het, want Kobus, as jy dink in hoeveel pyn 'n mens is, elke liewe dag, dat vandat ek op die karnivoor is, 'n mens dink, dit was so onnodig, dat as jy eerder begin het, was daar minder skade aangerig aan jou gewrigte en jou, aan baie dinge, so ja, en wat die gewig aanbetref, ja, ek het 31 kilogram verloor, en ek weet, hy sê, dit gaan nie oor die gewig nie, maar weet jy, vir my het dit baie beteken, want daai kilos wat af is, maak weer net dat dit is baie beter vir jou gewrigte en jou beweging en al daai dinge, daai gewig is nou af.
En my gewig bly konstant, weet jy Kobus, ek tel nie op nie en partykeer is dit asof ek so 'n bietjie afval, maar dan sal ek weer 'n bietjie, maar my gewig bly maar konstant. Maar dit gaan goed Kobus, dis maar al wat ek wou sê. Jy het dit baie mooi verduidelik. Santi, jy is nou 1 jaar en 4 maande karnivoor, né, as ek reg onthou. Ja, Kobus, ek dink 4 jaar of 5 dis daar rond. Ek het nou nie gekyk nie. Yes. Ja, en Santi ook baie dankie vir die manier wat jy die coaching met my doen en met ons die paadjie stap. Perfekte stervoorbeeld. Kyk, jy is regtig 'n stervoorbeeld met jou bordfoto's. Jou bordfoto's is nommer 1, die vetpersentasies. Ek kan maar net iemand na jou toe verwys en sê, gaan kyk na Santi se bordfoto's. Dit is regtig perfekte voorbeelde van sukses. En daar het jy dit, nee, reumatoïde artritis. Ek het vandag 'n nuwe coaching vriendin nie, sy's al 'n rukkie daarmee hierso, maar sy is baie korter as jy op die coaching. En sy het ook reumatoïde artritis en sy het reeds sukses met die karnivoor. En sy ken jou, jy weet, en dit is wat lekker is, Santi, op die einde van die dag, jy maak 'n impak op die coaching vriende en vriendinne met jou getuienis. Jy weet, jy's ver van almal af, of ons is ver van mekaar af, en tog kan jy met tegnologie iemand se lewe positief beïnvloed vanaand. En jy doen, want jou getuienis, iemand hoor jou nou, jy's nou op TikTok en Facebook, wat ons nou praat, en iemand het nou gehoor, 31 kg af, jy's af van meeste van jou reumatoïde artritis medikasie, jy's net nog op enetjie, jy's 90 of 95% pynvry, jy's af van jou hoë bloeddruk medikasie af, jy's af van jou pynmedikasie af van anti-inflammatoriese medikasie af, en dit natuurlik in samewerking met jou dokter, maar jy doen karnivoor vir 1 jaar en 4 maande, of 1 jaar en 5 maande, en baie geluk, en ook die feit dat jy so die bootcamps bywoon, en die moeite doen om met ons te praat, in jou besig wees, ons almal is mos maar besig, die lewe gebeur mos, né? En soos ons ook maar sê, ons is nie bulletproof nie, jy het ook al deur baie moeilike tye gegaan, soos baie van ons maar jy's nog steeds hierso, Santi, so daar's 'n groot kompliment vir jou, dat jy byt vas, en dit is wat ons maar vir mekaar moet sê, op hierdie coaching groep, is ons moet vasbyt, en ek dink, en ek weet, jy het die waardering ook al uitgespreek teenoor die groep, die bemoediging wat jy kry, jy weet, is regtig, is baie waardevol, en dit is, weer eens, julle maak dit wat dit is. Ja, so... Ja, dis waar, Kobus, weet jy, die bootcamps beteken so baie, dit lig 'n mens weer op. Partykeer, soos wat jy altyd sê, life happens, nou partykeer gebeur daar maar iets, en die oomblik as jy 'n bootcamp bywoon, dan is jy weer positief, en jy het weer krag om aan te gaan. Ja. Ons het mekaar nodig, en ons is regtig soos een groot familie, ons gee om vir mekaar, ons is daar vir mekaar. Ja. Maar baie dank, Kobus, ek sou dit nie alleen kon doen nie. Ag, baie dankie. Baie dankie, Santi, dankie vir die bemoediging. Ja, dit is so, en ek dink wat die coaching groep baie spesiaal maak is, omdat dit 'n veilige groep is, almal ken my, ek ken almal, so daar's nie vreemde mense wat na die groep toe kan kom nie. Ek dink net daardie feit maak dit baie lekker. So, net coaching vriende kry toegang tot die coaching groep, en dit is die einde van die storie. Daar's nie eens 2 dinge daaroor nie, it's non-negotiable. Ja, en wat lekker is van dit alles, Santi, jy kies op watter vlak jy inskakel, en jy self het gekies om op die hoogste vlak in te skakel, jy kom na elke bootcamp toe, en jy dra by, en alles, en dit is wonderlik om dit so te sien. Net hierso, Hendrik, die wena gevra, wil net hoor, vark, skaap, hoender, werk dit ook in karnivoor? Hendrik, ja, dit werk, maar daar's nuances, en ek sal dit graag met jou wil bespreek in 'n coaching sessie,
soos Heinz nou gesê het, jy's uniek. So daar's unieke nuances waarna ons kyk met betrekking tot inflammasie, urinesuurvlakke en so meer. So WhatsApp my dalk en dan doen ons 'n coaching sessie as jy wil. Ja, ek wil net vir Gustaf ook baie welkom sê. Gustaf, baie dankie dat jy hier is man. Yesterday was ek nou baie bly jy's hier vanaand. Hey, Nantjie almal. Ja, ek wil ook sommer gou net wegspring oor jy weet ek was ook 'n jong man gewees, rugby, cricket, atletiek, you name it, ek het alles gedoen. So ek was altyd ek het voorspelers gespeel, so ek was maar nooit 'n klein mannetjie nie, groot gebou en so, maar fiks en alles gedoen. En so met die lewe het ek mos nou soutgat geraak en elke party was ek heel voor in die koor en as daar geëet word en jy weet nog soos die lewe, studente lewe en allerlei goeders en ja, dit gaan maar net so aan en jou lewe gebeur daarna en as jy jou oë uitvee dan kom jy agter maar hier's probleme. Daai lekker lewe wat jy nie besef wat jy in jou liggaam doen nie, omdat jy jonk is en jy's fiks en daai goed haal jou in. En dit het my ingehaal, nie eers op 60 nie, dit het my al vroeër ingehaal en dan drop die penny mos soos hulle sê, né? Gats, ek moet iets doen, my klere is te klein en ek voel ongemaklik, ek kan nie meer dit doen, ek kan nie meer dat doen. En dan begin jy mos die ete doen, daar was nog nie al die goed van vandag nie, so maar ek het alles probeer in my dae, en dit hou net nie, want dit is nie volhoubaar nie. Nou ek is nou vandag 524 dae op karnivoor, en ek is 63 kilogram af, en ek het op 59-jarige ouderdom begin met dit, en ek is nou 61. So, wat ek eintlik wil sê, ek weet nie hoeveel mense is ingeskakel op TikTok en Facebook nie, maar van julle wat dit nog jonk is, maak nie saak of jy 60 is, of 70 is, of 30 is, of wat nie, jy is nie te oud of te jonk, om karnivoor te probeer, al is jy gesond, nou, moet nie dink, dit gaan jou nie inhaal nie. Kyk maar net in die lewe rondom jou, wat die ouderdomme begin die siektes, die mense vang, kankers, suikersiektes, hartsiektes, allerlei goedes gebeur, al van 'n baie jonger ouderdom af as in die ou tyd, en dit is omdat ons verkeerd eet, as ons jonk is. En dit het ek ook nooit besef nie, en toe ek nou van karnivoor te hore kom, toe kon ek nie glo dat jy nou moet net vleis eet, want dit klink net nie reg nie. En ons is toch in ons daar, haal toch net die velletjie van die hoender af asseblief, want jy gaan hartprobleme kry, of cholesterol, of wat ook al, jy weet. En ek het dit vir my eie kinders geleer uit tyd. Moenie daai vetterigheid eet asseblief nie. En toe ek nou hoor, nou moet jy vleis eet, en jy moet vet eet, en goed, toe maak het nie vir my sin nie. Maar ek het wel navorsing oor gaan doen, toe ek nog nie by jou in die Kobus, toe ek nog my eie bootjie geroei uit. En dit het nie gewerk om het self te doen nie, want daar is soveel video's deesdae op die internet, en goed as jy weet nie meer wat reg of verkeerd is, want die ene gooi daai goede by, en die ou sit dit by, en dis die speserye, vir al die Amerikaners. En toe het ek gesien Burger van Droogtehulp is by jou, en ek het sy sukses gesien. En dankie tog, ek het op jou afgekom, maar dit het my hele lewe verander. So ek is nou jare, amper 9 maande op karnivoor, en vir my om te kon omdraai van 'n ou wat alles geëet het, hoeveel hy wil, wat hy wil, na waar ek nou net vleis eet met vet, koffie, botter, water. Kyk, as ek dit kan regkry, kan enige mense dit regkry. En ek wil net graag hê, mense, al is jy jonk, al is jy oud, al het jy al siektes, al is jy oorgewig of nie oorgewig nie, kom probeer dit net vir 'n maand, maar moet dit nie self probeer doen nie. Want ek gaan vir jou garandeer, het gaan nie werk nie. Jy gaan in daai maand niks verskil sien of voel of so nie.
Maar as jy dit reg doen, en die reg doen is, ek het na Kobus toe gegaan, en gesê, luister, ek het hulp nodig, en ek is 63 kilo af in 'n jaar en 9 maande, 8,5 maande, ja, en dit gaan met my goed. Ek het ook nie meer hoë bloeddruk nie, ek was gelukkig om nooit suikersiekte en so daai goed te hê nie. Nou, as jy nou 'n 50 kg sak sement moet dra, enigiemand, maar oor groot, maak nie saak wie jy is nie, en jy sit dit op jou skouer, hoe ver dink jy gaan jy geloop kry met daai 50 kg sak sement? Nou, ek sê nie almal moet soveel verloor nie, maar ek het meer as dit verloor. Nou kan ek kan nou in winkelsentrums loop, ek gaan loop net vir die lekkerte, ek kan soos Frans ook by die strand gaan loop, ek swem, ek is nie nou nie, is te koud, maar jy weet, daar's soveel goed wat ek nou kan doen, wat ek nie kon doen nie. Nie sê omdat ek nie wou nie, maar ek kon nie, want ek was te groot. Ek het meer as daai sak sement ekstra gehad. Ek het basies kan jy maar sê, ek moes 2 sakke sement ronddra. Waarvan ek nou al meer as 1 verloor het. So, ek het nog 'n paadjie wat ek moet stap, maar dit is vir my die beste ding wat in my lewe gebeur het. Ek praat nou nie van kinders en kleinkinders, ek praat van met my eie lewe wat ek elke dag mee moet doen, hoe se mens moet lewe. Is dit die beste besluit ooit gewees vir my om te doen. En ek wil regtig hê mense moet nie dink dit is 'n stupid. Ek sien baie mense maak die stupid kommentare op van Kobus se video's en goed. En dit is so ongevraagd, want dit is daai mense wat vir my is dit 'n leek. Hy weet nie, maar hy wil 'n eier lê. Doen eerder 'n bietjie navorsing op jouself en kyk waar dit gaan en verstaan beter. En ja, jy sal 'n transformasie beleef wat jy nog nooit in jou lewe beleef het nie. En dit klink weird. Vleis en vet, botter. Ek weet dit klink net nie reg nie, maar dit is so reg. En die hele westerse eetmanier het ons so verkeerd geleer. My ouers het nie beter geweet nie. My ma het gedink sy doen goed. Vleis, rys, aardappels, daai tipe dinge. Puddings en goede. Dis mos nou gesond. Ja, maar op die einde van die dag, ek dink met die tipe goed wat jy vanaand doen, Kobus, en met die hele storie wat mens by jou kan aansluit en jou kennis en goed met ons deel, gaan ons al hoe meer mense, ek wil nie mense draai nie, ek wil net mense moet self besluit om 'n ingeligte besluit te maak. Ja. Vir sy eie gesondheid toekoms. Ja, Gustaf, baie dankie Gustaf. Baie geluk, 63 kg af, 524 dae op die karnivoor. En Gustaf cheat nie 'n dag nie, hoor. Kom ek vertel vir julle, hy was al 3 keer op vakansie gewees, wat ek nou van weet. En hy het nie 1 keer gecheat nie, hy stuur elke bordfoto deur. En ek is net super trots op hom, en dit is vir my so mooi om te sien hoe jy jou beweeglikheid teruggekry het. Ek herinner myself aan 'n tyd toe jy skielik begin bome snoei het en takke afbreek het, wat jy vroeër jare nie sou kon regkry as gevolg van jou beweeglikheidssituasie nie. Ja. Ek het nog 'n redelike paadjie op te stap, maar dit is nie soos al die ander goed wat ek al probeer het, wat dit is nie volhoubaar nie. Die is vir my so volhoubaar. Dit is vir my maklik om kos te maak. Ek het nie 3, 4, 5 potte en panne en goed wat vuil is nie. Ek maak my vleis gaar. Ek eet dit en dis dit. Ja. En ek eet ook meestal 1 keer 'n dag, partykeer 2 keer 'n dag. Daai goede van breakfast is a mountain pot and meal of the day. Dit het Kellogg's uitgedink deur die tyd in die 1800s, dink ek, om die mense te laat begin pap eet. So, jy weet, mense het nie nodig om ontbyt te eet nie. Daar is nie so ding nie. Daar is nie tyd om te eet, middagete of aandete nie. Jy eet wanneer jy honger is. En dis vir my ook so lekker. En vanmiddag toe ek was 'n bietjie besig vandag, toe voel ek,
ek was in Spar, toe voel ek maar, ek voel nie nou so great die jong, iets is nie lekker nie. Nou begin ons dink, wat gaan aan? Toe kom ek agter maar, jy het nog nie geëet vandag. Ja, toe het my bloedsuiker seker 'n bietjie te laag gegaan en ek het by die huis nog vleisie oorgehad. Ek het nou nie daai vir jou foto gestuur, Kobus. Maar niks fout met dit, jy hoor. Maar jy weet toe 5 minute na dit, toe ek weer 100% reg en waar gaan ek alweer? So ja, nee, dis net 'n amazing story vir my. Ek wens dit almal wat inluister wat dit nog nie doen nie, probeer dit tog net. Absoluut. As jy nie weet nie en jy wil vra kontak Kobus. Sy nommer is op sy goede laat. Dit is net amazing. En Kobus het baie kennis. Baie ouens sê as jy 'n dokter bla 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 goed is. Ek kies jou 100 keer bo dokter hoor enige tyd. Met die navorsing wat jy al gedoen het en die bootcamps wat jy aanbied. Dis so vol inligting en die mindset bootcamps is soos Santi ook nou nog gesê het, almal sê dit wat in die groepe is. Dit is net amazing om van almal se wenne te hoor. Almal het nie dieselfde probleme nie, almal se liggaam is nie dieselfde nie, maar almal het wenne wat op ons bootcamps. Ja, dit is baie waar. Ja, baie dankie. Dit is so amazing om te hoor. En het raak nooit boring om dieselfde storie weer 'n keer te hoor. Ja. Dit is net wow. Daar's altyd 'n nuwe hoek. Daar's altyd 'n nuwe hoek, Gustaf. Nee, man, ek waardeer dit. Nee, dankie vir die bemoediging, maar ek wil daarom sê ons het goeie dokters nodig en ons is nie teen dokters nie, inteendeel. Dis vir my 'n groot plesier om elke week video's te kan maak, of ten minste elke tweede week, oor 'n dokter wat positief is oor karnivoor. Jy weet, of dit 'n coaching vriend is wat vir my terugvoer gee en sê, my dokter sê, gaan aan met karnivoor. En of dit nou so goed is soos nou die dag wat 'n dokter my gebel het en gesê het, hoor hierso, baie dankie, jy my pasiënt se bloeddruk is nou reg as gevolg van die karnivoor en die coaching, dan sulke tipe terugvoer. Ons het goeie dokters nodig, maar ek verstaan wat jy sê. Ja, wat ek het ook niks teen dokters, jy hoor my nie fout maak nie. Ja. Maar 'n dokter gee vir jou 'n pilletjie vir bloeddruk. Ja. Of wat ook al. Ja. Waar karnivoor spreek die oorsaak aan van hoekom jy bloeddruk het, of hoekom jy suikersiekte het, of daai goeders. En dit is wat vir my meer sin maak, want ek was jare op bloeddrukpille, en dit het so 'n nagevolg later in jou lewe, van elke dag se chemiese goed wat jy in jou lyf insit. Dit help nou wel, dat jy nie, dat jou bloeddruk min of meer normaal bly, maar die neeweffekte later is verskriklik. Ja, jy spot aan met daai opmerking. Jy weet 80% van alle hoë bloeddruk is insulienweerstandigheid, en dit was ook die rede hoekom jy en baie van die coaching vriende kon afkom van julle medikasies af, hoë bloeddruk medikasies af, as gevolg van die feit dat julle insulienweerstandigheid weggevat het. So julle insulienvlakke het afgegaan. So daar was nie meer daai opregulering van die aldosteroonhormoon op die byniere nie. En natuurlik, mens stop nie medikasie sonder jou dokter nie, jy doen dit in samewerking met jou dokter, maar dit is baie ja, Gustaf, baie dankie. Ek kon na 20 dae my bloeddrukpille halveer, en na 50 dae was ek af van my bloeddrukpille af. Jo, dit is 'n groot getuienis. Ja, dis wonderlik man, Gustaf, mense is so dankbaar oor dit, jy weet, en mens moet dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie, jy het hard gewerk om dit reg te kry, en jy werk hard om dit so te hou. Jy weet, Gustaf, nee, dit is maklik om karnivoor reg te doen, nee, maar is ook maklik om karnivoor nie reg te doen nie. En ek dink daarin lê die sleutel, jy weet, en ek dink dit gaan oor mindset. Ek dink jou mindset is baie goed, en ek wil jou regtig gelukwens daarvoor. En dankie dat jy hierso is, want jou gesindheid gee af op die coaching vriende en op die TikTok en Facebook mense wat luister. Ek wil nou juist hierso is nou 'n paar Johanne, maar ek wil nou eers hierdie vir Johan Maree welkom sê hierso. Hy is nou hierso op Naboom. Hy kan ook 'n bietjie nou spreek.
Maar hierso is Johan Jordan, en dit is nou Dons, wat julle ken, coaching vriend van ons, hy is nou daar op Facebook. Dons, ek het vir jou 'n link gestuur, hoor, as jy moet kyk, jy kan ook inkom op die Google Meet. Ek het nou die gewoonte, die is daar, as jy kan sien, maar as jy daar op die Facebook wil bly, is dit ook reg. Ek dink hy is hier so nee, hy is nog nie in nie. Ja, so, maar hy is 43, Dons is 43 kilogram af, dis nou Johan Jordan. Ja, en hy sê so, ek doen nou 17 maande coaching by Kobus, en elke dag dankbaar, en ja, so ek is baie dankbaar vir jou getuienis, Dons, en ook die manier wat ek en jy die pad stap, en saam met jou vrou ook, sy doen ook die coaching, en sommer lekker nie. Ja, die kinders wat ook so suksesvol is, ek het nou die dag so geglimlag, Dons se seun wat, jy weet, opkom vir Carnivore in 'n gesprek, en is pragtig om dit te sien, jy weet, dat die kinders kom ook so in vir die Carnivore, want hulle sien die ouers se voorbeeld, jy weet. So, nou ja, Gustaf, is daar nog ietsie wat jy wil bysê? Nee, Kobus, ek is klaar, dankie hoor. Baie dankie, Gustaf. Ek wil net vir Dons welkom sê, hy is nou hier so in die live in, en as hy, Denise, jy kan gerus praat, ek is baie dankbaar, jy is hier so. Goeienaand Kobus, naand almal. Ja, lekker om hier te wees en weer te gesels oor Carnivore, want Carnivore is baie na my hart, en ek is so bly en dankbaar teenoor die Here dat ek by Carnivore uitgekom het, want ek het eintlik baie navorsing gedoen oor Alzheimer's, want albei my ouers is oorlede aan Alzheimer's, en dit is nie 'n mooi pad nie, dit is nie 'n maklike pad om hulle so te sien ly. My ma het 10 jaar lank Alzheimer's gehad, en ek het net besluit, ek wil nooit my kinders of my man deur dit sit nie, en gekyk, en ek is na 'n neuroloog toe gewees, en ek het net geweet wat sy gesê het, het my ouers basies gedoen, en sy het ons nooit regtig teruggevat na kos toe nie, en ons eetgewoontes nie, en ek het toe agtergekom, maar Carnivore, is daar mense wat gesond word van Alzheimer's, en ek het dit eers nie geglo nie, en ek het gedink, wel, die uitdaging is daar, probeer dit net vir 3 maande, en ek het net gedink, goed, ek gaan dit probeer vir 3 maande, en dit was so gou dat ek ontslaag geraak het van my foggy brein, en ek het in elk geval na 'n funksionele dokter toe gegaan, eers na ander dokters toe, en toe na 'n funksionele dokter, wat ook maar met die oorsaak van dinge werk, en sy het baie toetse gedoen, en uiteindelik het sy vir my gesê, maar mevrou, jy is eintlik baie siek, jy is 'n prediabetes, jy het Hashimoto's, ek het baie erge arthritis gehad, ek het kort mangelontsteking gehad, om die waarheid te sê, ek het op 30-jarige ouderdom my mangels laat verwyder, omdat ek so gereeld mangelontsteking gehad het, en ek dink dit was 6 jaar daarna, toe gaan ek weer dokter toe, met dieselfde ontsteking, maar my mangels is mos uit, en toe sê hy vir my, maar jy het mangelontsteking, toe dink ek, sjoe, dis nou regtig gekwak, maar ek het mos nou nie mangels nie, en toe sê ek vir hom, my mangels is uitgehaal, toe sê hy, nee, toe wys hy vir my, hier sit hulle het eintlik teruggegroei, mens weet nie, dit kan gebeur nie, en toe het ek weer begin met mangelontsteking, en ek was altyd hardlywig, naar, dit was regtig baie erg geweest, ek het nou eers op die Carnivore groep 'n naam gekry vir wat ek gehad het, wat hulle noem IBS, wat baie erg was, ek het baie keer gedink, wel, dit is normaal, almal gaan deur dit, is nou maar deel van die lewe, en saam met dit het ek migraines gekry, en pynpille het nie gehelp nie, ek het seertjies in my mond gekry, dokters het gesê, dis candida in my mond,
Ek het gout gehad, urinsie, en toe, so een ding na die ander, het ek flouters in my oë gekry. Ja, ek was altyd moeg geweest. Ek het op 'n stadium 2 keer agter my stuurwiel aan die slaap geraak. En nie goed geslaap nie. En en op hierdie stadium kan ek net sê, en ek is so dankbaar dat my Hashimoto's is in remissie. Ek het nie meer die insulien weerstandigheid nie. Ek funksioneer op ketone, wat eintlik 'n groot oorsaak is hoekom Alzheimer's daar is, want mense het nie ketone nie, hulle breine werk nie op ketone nie, en ons het dit nodig. En en my Hashimoto's is in remissie, ek is nie meer prediabetes nie, my hormone is reg, ek het nie meer arthritis nie, ek het baie erge artritis gehad in my knie, soveel so, dat ek nie op die strand saam met my kleinkinders kon loop, sonder om vreeslik pyn te hê, trappe kon ek nie klim nie, en ek het, verlede jaar het ek 13 kilometer gestap saam met my kleinkinders en my kinders, sonder enige pyn in my knie. En vandat ek nou van sekere vleise af is, het ek ook nie artritis in my nek en skouer wat ek baie lank gehad het, en ek het gedink dit is omdat ek van 'n perd afgeval het, dat ek dit maar altyd gaan hou, en ek het besef maar daar is sekere vleise wat vir 'n mens inflammasie gee, en onder andere ook suiwel. So ek het dit gelos, en ek word wakker in die nag, dan sê ek vir my man, dis wonderlik om wakker te word, nie op te staan, jouself met alles te vryf. Ek gebruik nou vir 3 jaar, het ek nog nie weer pille gebruik nie, geen chemiese pil nie, geen pynpil nie, om wakker te word en net te sê, ek het nie pyn nie. Ek het op 'n stadium, het ek 8 groentes geëet, om van die verskriklike hartlywigheid, die dokters het vir my allerhande kure gegee, en dit het net erger en erger geword. Ek het soms tot 3 weke gegaan, en dan was ek naar en siek, en ek het vreeslik pyn gehad, en my flouters in my oë is weg, en die dokter het nou, ek het nou begin van die jaar gegaan vir 'n oogtoets, en hy het vir my man gesê, jou vrou se versiende sig het verbeter. En dit was vir my net absoluut wonderlik, dat sulke dinge gebeur. So ja, ek gaan net, en ek het ook rustelose bene gehad, wat baie erg was. Ek het baie sinus gehad, ek het 'n niersteen gehad, my naels is sterker, my lewer, het die dokters altyd vir my gesê, maar dit was ook as gevolg van pille, was my lewer nie goed nie, en my lewer is nou heeltemal beter, op die tellings is absoluut af tot waar dit moet wees. So ja, niemand kan vir my sê, karnivoor is, ek was bang in die begin, want jy weet jy met jou groente, en ek het 8 groente, en ek het vir my kinders groente en alles gesmokkel, want hulle moet groente inkry, en nou weet ek, dit is nie so nie, ons het dit nie nodig nie, ek is 4 jaar al karnivoor, en ek is gesonder as ooit, en natuurlik, want ek wat dit dieet was, ek het 9 kilos gehad om te verloor, wat nie baie was nie, en ek het baie gou die kilos afgedruk, en nou bly ek stabiel. Ek sal miskien 'n kilo optel en dan weer afgaan, maar ek is baie tevrede, ek doen dit nie vir gewig nie, ek doen dit om net gesond te bly. Ek kry nog 'n bietjie histamien partykeer van sekere kosse, verouderde kosse, soos byvoorbeeld biltong en droëwors en
verouderde vleise, kry ek nog histamien en natuurlik as ek suiwel gebruik, dan gebruik behalwe botter, maar ek gebruik baie vet. En dit is waar my genesing lê, is by my vet, want dit het my Hashimoto's in remissie gesit. En ja, partykeer gaan ek af met minder vet en dan sal ek weer bysit, want vet maak nie vet nie, vet maak gesond. En jy het dit nodig saam met proteïene, en dis wat ons nodig het. En ek eet ook eiers, die wit van die eiers het op 'n stadium vir my baie histamien gegee, maar ek het geleer om dit baie gaar te maak, die wit, en ek kry dit nie meer nie. So ek dink 'n mens met die karnivoor ontgroei jy ook al hierdie probleme, en so ja, ek is baie dankbaar, daar's nie 'n ander pad nie. Karnivoor is die antwoord, en ek wens almal kan op karnivoor gaan, net om gesond te wees. Want ek het nou onlangs 3 vriende en vriendinne verloor wat dit is voorkombaar om diabetes te kry en hartaanvalle en kanker. Dit is onnodig. En met karnivoor lewe jy so gesonde leefstyl en dit is maklik. In die begin was dit moeilik, want jy's gewoond en jy word lus. Ek het in die winkels geloop as ek 'n sjokolade sien, het my mond gewater, maar ek het deurgedruk en in hierdie 4 jaar het ek nog nie gekroek nie. Ek sal kroek met byvoorbeeld suiwel te eet, en dan het ek bietjie histamine, en dan, dit is wanneer ons met vakansie is of ons uitgaan of so, maar ek kroek nie, want my dogter het eintlik Sondag vir my gevra met Moedersdag, al hierdie lekker koeke, en toe sê sy, mamma, dit is jou gunsteling koek. Is jy nie baie lus vir dit nie? Toe sê ek, nee, ek dink net aan die pyn wat ek gehad het, en dan is ek nie lus nie, en ek is nie meer lus vir al daai suiker en dinge, want dit het my net pyn veroorsaak, en ek dink nie ek sou nog hier gewees het, was ek nog op my ou patroon van eet, en ek sal 10 Alzheimer's gekry, daar's soveel mense. My skoondogter se ma het nou begin met Alzheimer's, daar's soveel mense wat Alzheimer's kry, hartaanvalle en diabetes, en dit is onnodig. Op hierdie dieet kan 'n mens dit alles voorkom. Ja. Baie dankie julle, en dankie Kobus, want ek het baie lank pad op my eie gestap, maar ek het nie geweet dat daar sekere kosse is wat 'n mens moet uitsny, en jy het my gehelp daarmee, en ja, so dit gaan nou baie goed, baie dankie, en vir almal wat 'n bydrae lewer op hierdie groep, wat so lekker is, ons kan mekaar help, ons kan vir mekaar bid, en ons dra mekaar, baie dankie almal. Baie dankie Denise. Wat 'n kragtige getuienis. 18 dinge wat Denise in remissie het, 4 jaar op karnivoor, Hashimoto's in remissie, artritis wat omgekeer is, baie geluk Denise, en dankie vir die voorbeeld wat jy stel vir ons almal, en ook hoe jy die coaching doen. Denise stuur elke bordfoto deur, sy's 4 jaar karnivoor, maar sy het nog steeds daai dissipline om haar bordfoto vir my deur te stuur, en haar bordfoto is ook 'n perfekte voorbeeld van hoe mens karnivoor moet doen, en ek is baie dankbaar jy's op hierdie groep, en ek dink dit is wat dit baie spesiaal maak. Ons het dit in gemeen, Denise, ons almal het dieselfde doelwitte, ons almal wil kognitief beskerm bly vir ons geliefdes se onthaalwe, en jy het dit baie mooi opgesom, en baie dankie. Ek wil net vir Willie ook dankie Denise. Ja, is daar nog ietsie wat jy wil bysê? Ek wil net sê, iemand het vandag vir my gesê, hulle wil karnivoor doen, want hulle het my gevra, so, jy doen so goed, jy lyk gesond, jy lyk sommer jonger, en dit is so, ek sien dit in ander mense, in karnivoor mense. Toe sê sy, maar dis te duur.
hulle kan nie bekostig om vleis te eet nie. Ja. En gisterand het iemand gepraat van dit kos hulle eintlik minder en ek en my man het ook uitgewerk, want dit hang af wat jy eet. Ek eet nie elke aand steak nie. 'n Steak is vir my 'n pudding. Ja. Daar's soveel ander vleise wat nie so duur is nie. En dan eet 'n mens, meeste van die tyd eet jy nou maar 2. Ek het aan die begin, voordat my Hashimoto's in remissie gegaan het ek my 3 etes geëet. Baie vet. Ek het nou minder, ek eet nou meeste van die tyd nou maar 2 etes 'n dag, want ek is nie honger tussenin nie, en daar is daar wat ek 3 etes eet, maar dit kos 'n mens nie so duur nie. Ek loop net in 'n winkel in, en net na die vleisafdeling toe, of ek koop by die slaghuis waar dit ook al die goedkoopste is, of ek slag 'n voorkwart of ons het nou nog nie 'n agterkwart nie, want maar ons slag die voorkant want dit kwart want dit is meer vet in en en ons eet baie lekker. Ek eet regtig baie lekker. Ek sal nooit dit verruil nie, veral daai in die aande staan en 8 verskillende groentes opsny en kerf en kook en eet partykeer groentes waarvan jy nie eers hou nie. Ek het gedink spinasie moet ek inkry en ek het dit geplant en vir my kleinkinders gegee en alles probeer om gesond te wees en ek het net seker geword want dit is deel daarvan. Die groente het ek nooit geweet van alles wat sleg is in groente vir 'n mens nie. So 'n mens het dit nie nodig nie en ons is bewys daarvan dat ons het nie groente nodig nie. As gevolg van al die oksalate wat mense siek maak en dit is ook wat al hierdie nierstene en dinge veroorsaak, is die oksalate. So ek praat nou weer te veel, jammer, maar ek raak baie opgewonde. Baie dankie. Jy praat baie mooi, Denise, jy kan maar regtig aanhou praat. Dit is wonderlike inligting wat Denise gee, en sy het baie kennis, en sy het natuurlik baie navorsing gedoen, soos julle nou gehoor het, Hashimoto's in remissie, en baie navorsing oor Alzheimer's gedoen, en sy is ook passievol oor kindervoeding. Ek wil net vir Willie groet, Willie Groenewald, hy is nou daar op Facebook. Willie, ek wil net vir jou sê, baie dankie vir jou vriendskap. Willie is 'n ou coaching vriend van ons. Willie, ek het vir jou 'n link gestuur. Jy is welkom om in die live in te kom. Ons is op Google Meet. Ek het 'n Google Meet link vir jou gestuur. As jy op Google Meet daai link klik, dan kan jy gerus inkom. Willie het ons gehelp om vleis daar op Middelburg vir Rapella so 'n bietjie aan te blaas. En hy het baie vir ons gedoen. Nou kan die Middelburg ouens daarom bekostigbare vleis kry. So ons is baie dankbaar daaroor. Ek wil net vir Jacques ook groet. Hallo Jacques. En Rian. En dan iemand het my nou ook hier gegroet. Rian sê hierso wat my pla is, mense raad vra, is dit klaar R200? Ja, weet jy, Rian, jy kan maar coaching gaan probeer kry op 'n ander plek vir goedkoper as R200 en dan laat weet jy my. In 'n geval, ja, maar kom ons kyk hierso, ek dink Heinz wil weer inkom. Heinz, jy is baie welkom. Dankie Kobus, ek het net gesê is dit laat hierso. Ek het gedink om iets te noem oor die vraag wat ons op die meeste kry en net daarna te noem Denise nou dit reeds sy gesels. So daai vraag is, hoe bekostig jy dit om karnivoor te doen? Al die vleis is so duur. Ja, vleis is duur, maar net as jy nie op die regte plekke koop nie. Wat lekker is van hierdie groep is dat daar's 'n klomp mense wat huiswerk doen en wat weet waar die regte plekke is en waar dit goedkoper is. En goedkoper beteken nie swakker kwaliteit nie. Dit beteken sommige plekke so, maar die plekke wat ons gebruik is uitstekende kwaliteit. Lewer af vir R99, ek weet waar in jou lewe kry jy dit. En dit is 'n wye area oor Gauteng wat hulle dit doen. En jy kan kyk na die pryse van die vleis. Ek het gisterand vir mense pryse aangestuur en goed.
En ek was sommer by Willie oor, hy het dit gereël in Middelburg. Julle buurdorp daar langs aan Witbank. Daar's heelwat mense daar wat belangstel. So asseblief as jy kan sien daarvoor. Ek het gisterand vir Kobus die navraag gestuur vir Witbank. Wat van Witbank? Dis nie ver nie, is 15 km weg dink ek. Ja. So ja, daar's behoefte daai kant ook. Ja, Maar in elk geval, ek het gisterand genoem dat as 'n mens jou begroting maak en jy kyk na hoeveel vleis jy nodig het en jy kry byvoorbeeld by 'n plek soos Rapella Meatriders, dit kos my minder as R2000 'n maand en ek het nou 'n klompie maande nou al so gedoen. Ek is nog nie lank hier op nie, maar ek kyk na my syfers, my spreadsheets is daar vir die goed en ek betaal minder as R2000 'n maand en ek eet ordentlik. Nou kyk, daai eerste paar dae het ek ordentlik geëet en daarna sê jou lyf jou, wow, jy het nie nodig om soveel te eet nie. So dan eet jy tot jy versadig is. En ek eet nog elke dag ordentlik genoeg. Ek eet 1 keer 'n dag. Dis my heeltemal goed genoeg. Ek eet na 11 in die oggend. En ek kom regtig maklik deur die dag. Ons gaan nou kyk wat die winter doen. Die winter is mos geneig om ou so 'n bietjie aan die maag te gryp. Maar op hierdie stadium geen probleme nie. En dis baie goedkoper as voorheen toe ek lekker goed en allerlei ander goed gedoen het. Ek meen dis cappuccino's en allerlei goed. En ja, jy kan nie vir my vertel hierdie is duur nie. Daar's nie 'n manier nie as jy 'n bietjie huiswerk doen nie. Dankie Kobus. Baie dankie. Eens ja nee, en ek het nou die aand so waardeer toe jy gesê het. Ek dink jy eet vir R2000 'n maand as ek dit reg het. Ja, minder as dit. Minder as 2000. Dit wil gedoen wees, hoor. Dit is baie mooi. En dit wys vir jou as jy slim koop, as jy slim koop en jy koop op die regte plek en ja, jy koop slim, dan gaan jy ver kom. Nee, baie beslis. Ek wil bietjie net hoor daarso of Dons nie bietjie wil inkom nie en Johan, julle kan inkom. Sean, baie dankie dat jy is. Sandra, jy moet ook bietjie praat asseblief. Nicoline is ook nou hier so. Hallo Nicoline. Kom ons hoor bietjie wie. Kobus, hoe gaan dit? Goed, dankie self. Nee, dit gaan goed, dankie. Dis goed. Jy kan sommer gerus praat. Jy's baie welkom. Hallo julle, ek is Nicoline van Holmspruit. Ons gesin doen karnivoor, dis vir ons 'n leefstyl. En ek moet sê, dis baie lekker. As ek dink, Heinz praat nou van R2000 of bietjie minder as R2000 wat hy koop vir vleis. As ek dink wat ons koop, ek meen, dit werk vir ons baie goedkoper uit as wat jy jou maand se groceries moet gaan koop, want daar's nie meer lekker goed vir die kinders nie, daar's nie brood nie, en al die groentes en pastas wat 'n mens altyd moet uitwerk. Ek het nie meer 'n menu om te sê maandag eet ons dit, dinsdag eet ons dit nie. Ons eet vleis en eiers, dit is wat ons eet. Dit is baie mooi. As iemand vanaand het my vriendin gevra, "Hey, wat eet julle vanaand?" Sê ek wel vleis en eiers. Dis wat ons Ja. Hoorie so. Yes. Nee, dis nie moeite nie, dis lekker. Dit is lekker. Maar Nicoline, jy het baie suksesse. Ek het nou die aand of gisteraand het Johan so 'n bietjie vir ons vertel. Maar wil jy nie maar weer 'n bietjie vir ons vertel van julle suksesse wat julle in die gesin sien nie? Ja, ek sal. Ons is nou, hoeveel dae liefie? 217 dae karnivoor. En ek het nou al 16.4 kilos verloor. En ek dink ek staan op, hoeveel sentimeter? Ek dink 16 of 17 sentimeter daar rond. Ek is nou nie 100% seker nie. Maar ek het nou net, het ek vir Johan gewys, ek het 'n denim romp wat ek jare terug aangehad het. En ek bære hom so mooi, want eendag wil ek weer in hom pas. En toe ek hom nou aantrek, toe is hy klaar te groot. So, ja. Ons seun is 14 jaar oud. Hy het sover al 15.2 kilos verloor. En my man het 28.5 kilos al verloor. So ja, ek is baie trots op die twee manne in my huis. En my dogter, sy karnivoor ook, maar sy het dit nie eintlik nodig nie, maar ek doen dit vir haar gesondheid. So, want sy is skraal. Maar ek voel net, dit is 'n gesinsding wat ons doen, en ek leer my kinders om reg te eet. Dis vir my belangrik, en ek hoop die dag as hulle
uit my huis uit gaan en hulle bou self hulle huisies, dat hulle ook hulle kinders sal leer om reg te eet. Want 'n mens was altyd geleer om al jou kos in jou bord te eet jou groente, moenie te veel vet eet nie. En eintlik was ons verkeerd geleer, want daarvoor wou ek nooit vet geëet het nie, ek het altyd my vet teen die vleis afgesny en dit uitgedeel. Nou samel ek vet in. Dis mooi. Hoor hierso, ek is so beïndruk met julle gesin. Ek het dit gisterand ook gesê, ek sê dit is asof hulle die kinders het hulle ouers teruggekry, spesifiek jy weet, in gesondheid. Baie keer is mens so nie op 'n goeie gesondheidsplek nie, dat jy is nie eintlik regtig teenwoordig vir jou kind in jou volle potensiaal nie. En ek dink, omdat julle kinders nog jonger is, dis 'n baie wonderlike geleentheid om vir hulle baie goeie voorbeeld te stel en baie geluk, Nicoline, en dankie ook, jy weet, vir die kere wat jy gepraat het oor kindervoeding. Ek wil jou eintlik so 'n bietjie oor kindervoeding uitvra, want want Denise is ook baie passievol oor kindervoeding. Ek self is ook passievol oor kindervoeding en hier is ander van julle wat ook dieselfde daaroor voel, want ons kinders eet net verkeerd. Wil jy nie iets 'n bietjie daaroor sê oor ons verantwoordelikheid as ouers, veral met kleiner kinders, né? Ja, kyk, my dogter is nou 12 jaar oud. Die voorreg wat ek het is om my kinders te kan tuiskool. So ek weet wat in hulle monde ingaan. En ons het 'n besluit gemaak dat as ons hierdie ding gaan doen, gaan ons dit saam doen. Want ek is regtig nie lus om 20 verskillende soorte kosse te maak nie. En dit was 'n baie groot voordeel veral vir my seun, want ons het hulle juis uit die skool uitgehaal omdat hy geboelie was oor sy gewig. En ek is regtig baie trots op hom vir dit wat hy al verloor het, en dit het sy selfbeeld so 'n hupstoot gegee. So ek kan beheer wat my kinders eet, dat hulle nie 'n snoepie eet, of 'n takeaway eet, of by 'n maatjie 'n stukkie pizza kry, of dit nie, want ons weet hoe gaan dit in die skole, die kinders deel maar kossies tussen mekaar. En ek kon nooit verstaan in graad 1, hoekom sê die juffrou, jy moet net water vir jou kind insit, en daar mag nie 'n chippy, of 'n koekie, of 'n lekkertjie in die kosblik wees nie, dit moet asseblief vrugte wees. En ek het altyd gedink, mens wil tog jou kind 'n bietjie bederf. Ek meen, hy werk hard by die skool, nou moet hy net 'n ou broodjie of 'n lemoen of wat ook al eet. So dit was nogal vir my baie erg om te dink, ek kan nie eers vir my kind 'n ou chippy insit nie, maar vandag gaan dink ek, ek wens net ek en haar juffrou kan by mekaar kom, dat ek vir haar kan sê dankie, al het sy nou gesê daar mag net 'n vrug of 'n gesonde broodjie in wees, maar sy weet dalk nie van karnivoor nie, want ek is seker as sy weet van karnivoor, gaan sy vir die ouers sê, sorg dat jou kind net 'n stukkie vleis in die kosblik het. Ek is baie bevoorreg om te kan sien wat my kinders eet elke dag. En 'n kind eet wat jy vir hom gee om te eet. In my huis werk dit so, jy eet wat ek vir jou gee om te eet, anders moet jy maar gaan honger slaap. So my kinders eet wat ons eet, en ek is dankbaar ek kan sien wat hulle in hulle monde sit. Dit is baie goed gestel. Ek wil net hierso vir Avas Mimi, sy druk die like knoppie hierso op die TikTok, en dit help die algoritme baie. Nee, baie dankie Nicoline, dit is pragtig om julle suksesse so te sien, en jy moet ook vir klein Johan sê ek sê baie geluk, 15.2 kilogram, dit is wonderlik, en Johan, jou man, 28.5 kilogram, dit is net fantasties. En jyself ook. Ja, baie. En vir jouself ook, 16.4 kilogram af, 17 centimeter, 217 dae. Jy weet, julle ma doen ook saam karnivoor, en julle oom. En dit is net wonderlik om dit so te sien, hoe die familie geïnspireer word deur julle suksesse. Ek dink, dit bind die familie ook mooi saam by mekaar, dit maak vakansies makliker.
Definitief, ja. Ja, en nee, baie geluk met wat julle reg kry. Is daar nog Ek moet sê ek is bevoorreg dat ons familie so in die karnivoor is, want ons kan mekaar ondersteun en bietjie raad vra oor hier wat eet julle vanaand of veral as dit nou kom by die familie bymekaar kom. Ek is seker want ons het weer in Julie het ons weer die familie bymekaar en ek sê vir Johan, hierdie gaan 'n eerste karnivoor kuier wees wat almal karnivoor is. Ja. So ek sien nogal uit daarna om te sien wie bring wat na die tafel toe. Ja. So ja, dit gaan baie lekker wees. Ja. Ja, dit is baie lekker om amper die hele familie as karnivore te kan hê. Dit is regtig baie lekker. Ja, Dit is baie geseën. Dit is wonderlik. Hoor hierso, ek wil ook net vir Willie Groenewald baie geluk sê. Willie, dis nou Willie Groenewald wat op Middelburg is. Hy het 60 kg gewig verloor, ou coaching vriend van ons. Hy het nou hierso op TikTok kommentaar geskrywe, hy is 60 kg af. En 'n ou coaching vriend van ons is so lekker om sy getuienis te hoor. Ja, dit is wonderlik. So, ja, is daar nog ietsie wat jy wil bysê, Nicoline? Ja, dis al. En ek hoop ons kan meer karnivore werf. Ja, verseker. As die mense net kan sien wat dit aan 'n mens se gesondheid doen in die eerste plek. Ja. En dan dis 'n bonus as jy gewig verloor. Ja. Nee, verseker. Te lekker om te hê. Baie dankie Nicoline en dankie vir julle getuienis. Nee, julle getuienisse hierdie tipe van lives, dit is nou ek dink die 3de of die 4de een wat ons nou so gesamentlik aanbied. Dit werk hoor. Ek kan vir jou sê die positiwiteit op hierdie live is ongelooflik hoog en dit is wat mense inspireer. Jy weet mense wil deel wees van dit. Ja, asseblief. Ons soos jy altyd sê, ons elkeen kom met ons eie pakkie by die karnivoor aan. So daar is nie wat lekker is, daar's nie iemand wat jou aftrek en vir jou sê, hoorie, maar hoekom het jy nou dit verkeerd gedoen of dat verkeerd gedoen of jy verloor nie genoeg gewig nie of jy eet nie gesond genoeg nie. Ja, jy sê vir ons luister, jou bord kort 'n bietjie vet, maar daar's 'n rede daarvoor. So dit is my baie lekker want elkeen kom met sy sakkie daaraan en maak nie saak wat jou sakkie behels nie. Iewers is daar iemand wat vir jou gaan raad gee oor jou sakkie. Ja. So ja, dis nou wat ek wil sê. Ja, baie dankie Nicoline. Nee, baie dankie. Baie wyse woorde wat jy daar spreek. Kom ons hoor bietjie wie wil nog ietsie by gesels. Ons, jy kan gerus inkom. Enigiemand, Mike, jy kan regtig inkom as jy wil. Daar sê, jy's hallo Dons. Dan Kobus, dan julle. As sê. Nee, ek het nie baie om te sê vanaand. Ek dink maar net ek het net toe klaar daai boodskap getik op die live ook. Dis vir my 'n voorreg. Ek het 12 Januarie 2025 begin met karnivoor. Ek het so 43 kg verloor. Ek was op pad om diabetes te word. Op die oomblik het ek glad nie enige van daai simptome of issues meer nie. Ek het baie gesukkel met bloedsuiker wat op en af gaan. So as ek gery het en ek het iets geëet, dan het ek aan die slaap geraak. So daar is alles weg, baie meer helder, baie meer energie. Ek wat maar bietjie sukkel met gout. So sodra ek my vet bietjie min maak en die proteïen is bietjie veel, dan kry ek maar weer gout, maar glad nie, mens sal nou nie dink ek kry, ek is op 'n proteïen dieet en aanhalingstekens nie, so dit kom en gaan maar so af en toe weer, maar oor die algemeen baie goeie gesondheid, simpel goeders wat 'n mens, ek nou altyd, ek en jy gepraat Kobus, maar goed so slaapapnee was 'n groot uitdaging in my lewe, dis daarom weg. Mens vergeet eintlik wat se issues mens als gehad het. So ja, en ek dink ons het gisterand ook bietjie daarin gevat. Mens dink altyd mens gaan sekere goed mis, maar ek moet sê op al die dieete wat ek nou al was, karnivoor het gemaak dat ek regtig nie cravings kry nie.
hoë vet, eenvoudig. Ek kan dit op een hand tel. Ek is 'n vetvleiseter wat my koffie geniet. Ek drink water, ek eet botter en ek gooi net die mulai en sout. So dit is baie eenvoudig. Dis amper 'n een hand dieet. Die variasies daarin, mens sal dink dit raak eenvoudig of eentonig, maar jy sal verbaas wees oor wat jy als met vleis kan doen. Wat jy selfs met die mulai en sout kan doen. Gewone grainertjie fyn maalsout teenoor in 'n koffiemelkie dit poeier fyn maak, gee vir jou ook 'n ander smaak. Baie keer as die grower sout raak so half of 'n mens dink eers dit raak nie eentonig, dan grind ek dit net weer fyner en dan smaak dit weer anders. Of gooi 'n bietjie meer botter in, braai dit bietjie meer. Volgende keer kook jy weer bietjie meer. Nee, dit is eintlik baie amazing om te sien wat jy als met vleis kan doen. Laat ek sommer iets wat ek wil noem. Ek het my meisiekind eet nog redelik slaai en bietjie meer kan ek sê keto. Toe ek nou aand vir haar weer feta en olywe kry. En toe was dit op die rak nogal interessant. Ek kry 'n mengsel feta en olywe wat jy nou klaar wat 50-50 is. En ek dink kom ek kyk nou maar net wat is in dit, want dit kan mos nou nie so bad wees nie, want dit is olywe. En wragtig, daar is ook toe nou saadolie of vegetable oil in. Ek kan regtig nie meer glo al die goed wat ons geëet het en wat in die goeders is nie. So ek is so dankbaar dat ek nou skoon eet, of dis soos ek dit sien. En dan, ek bedoel, julle kan self gaan kyk op simpel goed soos maalvleis op 'n rak, as die mense bereid is om op te sit wat daar op is. Jy sal dink, ek het al in groot slaghuise dan in verpakte maalvleis, dan is daar 'n klomp preserveermiddels in. So, ken maar jou slagter en vra vir hom om die goed vir jou voor te berei, soos jy dit wil hê. Dat hy dit vars vir jou maal, dat hy dit kan aflewer, dat jy die goed dadelik kan vries. Want daar is verskriklike klomp, ek weet nie of ek dit so mag stel, maar ek dink 'n klomp gemors in ons kos wat ons moet vermy. Ek hoor jou. Hoorie so julle, ek sien ek het nou 'n 8 uur konsultasie. Ek het eintlik gedink ek het nie een nie, maar dit lyk my ek het een. So Jy moet hom ook maar innooi op die live. Ons coach sommer hier op die live. Hoorie julle, ek waardeer jou 43 kg af, 17 maande, slaapapnee weg, gout baie beter, hy steek so nou en dan sy kop uit, maar dit kan dalk ook maar goedjies soos die biltong wees en so, en daai maar ek dink jy doen fantasties goed, hoor. 43 kg af en ja, wel gedaan. Baie trots op jou. Ja. Nou ja, julle, ek dink ons moet groet. Ekskuus dat ek dit nou so vinnig moet kort knip. Ons het daarom 1 uur en 'n half uitgehou en voluit gepraat. Maar ek sê vir julle elkeen baie dankie. Dankie dat julle almal hier was. Dons, ek waardeer julle en Santi en Heinz en Denise en Frans. Ekskuus, Mike se hand is nog op. Mike, jy kan gerus om vinnig praat. Is reg. Ons het nog 2 minute, so dit gaan werk. Mike, jy kan maar inkom, hoor, as jy jou mikrofoon aankry. Is jy nog daar so? Ons kan jou net nie hoor nie. Jou hand is op, maar die mikrofoon is nie aan nie. Maar andersins kan ons volgende keer dan praat. Alright julle, ons gaan dan volgende keer, dan kan Mike saamgesels. Johan, baie dankie julle. Heinz, Frans, mooi bly julle. En dan praat ons weer. Edelweiss, mooi bly julle. Goed gaan. Dankie Sandra, mooi bly. Dankie julle vir op TikTok, hoor. Groot dank, mooi bly.